Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Goeienaand, en daar is ek alweer laat. Julle sien, ek kan net nooit op tyd wees as dit my beurt is om net te open en so aan. So welkom aan almal wat vanaand hier is, 'n nuwe reeks wat ons vanaand gaan begin. Dit gaan awesome en exciting wees. JC gaan bietjie met ons praat oor genesing en bevryding. En ja, so hierdie volgende 3 Woensdae gaan absolutely awesome wees, hoor. Ek kan dit vir julle beloof. JC het vir my gesê, ons gaan net nou terwyl ons worship, die laaste liedjie het nie woorde nie, maar hy wil hê julle moet asseblief net daai tyd vat en sommer net met die Here praat. Maak net daai channel oop en alles. So ek gaan vir ons open in gebed en dan gaan ek ook net ietsie met julle deel wat ek met JC gedeel het en toe vra hy vir my om dit ook sommer net met julle te deel. Dit sluit baie aan met hierdie volgende 3 Woensdae se reeks. So, dankie Hemelse Vader, dankie Vader dat ons vanaand sommer net hier by mekaar kan kom. Here, ons loof en prys U. Ons sê vir U dankie vir elke persoon wat vanaand hier is. Dankie vir geestes oë en ore wat oop is, my Vader. Dankie dat U die naprediker sal wees van alles wat hier gesê word en gedoen word. En Here, dankie dat ons by mekaar kan kom om U naam te loof en te prys. Vader, daar wat JC vanaand gaan woord bring en vir ons gaan leer en ons gaan teach, Here. Dankie dat dit nie alles net sy eie opinie is nie, maar Here, dat U die saad sal kom plant van dit wat actually in die geesteswêreld aangaan. Here, ek sê vir U dankie dat ons as boeties en sissies sommer net in U huis by mekaar kan kom, ons U naam kan loof en U kan eer, because You are just so worthy of it all. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ja, ek gaan net gou vir julle letterlik soos hierdie aflees. Ek het so 'n klein videoetjie gekyk en baie van wat, ek weet nie of julle weet wie is Stephanie Gritzinger nie. Ja, so hierdie was 'n teachingkie van haar wat ek gekyk het en hierdie het regtig waar vir my, dit was 'n baie powerful message in die sin van, sy sê, no one else is responsible for how deeply you know Jesus. En dit het net regtig waar weer vir my laat besef, ons elkeen is responsible vir ons eie salvation. Ons mans, ons vrouens kan nie vir ons, gaan nie saam met ons eendag voor God staan nie. So ons elkeen moet regtig waar, ons is verantwoordelik vir ons eie verhouding met die Here. Disippelskap is verskriklik belangrik, want disippelskap, it's an ongoing journey. Ons is elke dag, leer ons iets nuuts, die Here wys ons iets nuuts, ja, hy kom openbaar regtig waar vir ons so baie goed. En dat ons ook nie op ander mense se anointing staat maak nie. Jy weet, ons is baie vinnig, ons kan baie vinnig van 'n ander pastoor of 'n persoon wat ons op YouTube sien of iets, kan ons 'n idol maak. Jy weet, want net wat daai persoon sê is die waarheid en so aan. En dan wil ons daai persoon se anointing hê, en dit werk nie altyd so nie. Ons kan net ons anointing by Jesus Christus kry. So, sy begin haar statement so, no one else is responsible for how deeply I know Jesus, or how deeply you know Jesus. Turning on someone else's worship will never build your secret place. En dit het my gevang, want ek is baie lief vir worship, hoor. It might help us step into the presence of our Father. And for that, we can all be grateful. But that worship doesn't belong to us. It's someone else's offering. It is not mine. It is not yours. Give your own offering to the Lord. We all have to give our own worship. The worship band's oil or the pastor's oil is not your oil, and it's not my oil. That oil is the anointing God has placed on them and their lives.
Yours and mine is different. It smells different. Our oil, our anointing comes only from God. No one but yourself is responsible for what you fill your heart and your mind with. No one but yourself is responsible for how deeply you want to get to know Jesus. No one but yourself can keep you from Jesus, and no one but yourself can decide how much of Him you can have. We decide every single day what fills our heart, our mind, and how much time we spend with Jesus, how we act on His word, and is there really true repentance of sin? We decide, do we walk in obedience or disobedience? We decide, do we take up our cross and follow Jesus daily and wholeheartedly? Do we just come to church to be seen by others? Or is this the place where we grow and we understand the whole truth of the Bible and be opened to get discipled? We decide, do I want to be a disciple of God, or am I comfortable where I am? We decide whether we take up our authority or not, and we decide if we are taking every negative thought captive, because if we do we do it for God's glory and for His honor? These are just a few things that we need to decide on daily. Sometimes we find ourselves on the outside, and it's not because someone has pushed us there. It's because we have placed ourselves there with our own words, with our own declarations, the things that we speak into our lives. Is there really life, or is there death? Our own choices and our own sin. En hierdie statement is actually waaroor ek net nou met julle wil praat, want dit is vir my so awesome gewees. Sy sê, in the charismatic world, we have become better at declarations than discipleship. Because people do not want to be discipled according to the Word of God, because that means effort has to go into what you need to do. You actually have to go out and do something, be a disciple. We speak the words, but we sometimes avoid the daily work. Knowing Jesus is not just something that happens. It's a daily surrender. It's a daily practice of choosing Jesus again and again and again. And we 100% need Holy Spirit in our daily walk. He is our helper. He guides us. Our journey with God is not a marathon. Is a marathon, it's not a sprint. It is what we do now that matters, what eternal value we as His children have. And because of that, we must learn when to speak and when to be quiet, when to kneel, when to repent, and when to listen. And this might be hard for you to hear. It is not loving people if we are not telling the truth of the whole Bible, from Genesis to the book of Revelation. It is not loving people to leave out the hard verses, the hard scripture, only to give them the ones we think that they will like. Jesus does not want our watered down words. He does not want our performance. He's not interested in keeping us in our comfort zones. People need all of Jesus Christ, not just the sweetness of Jesus, which is His grace, His mercy, His love, His forgiveness, and eternal life. But we also need to hear the bitter herbs of it, which is calling out sin, being held accountable,
repenting, and even speaking of death. Because Jesus is the one who paid the ultimate price, He is the one who changes hearts, and He is the one who wins us over with His love. If we want it wholeheartedly and totally surrendered, Jesus is the one who sets us free. Dis mooi, na. Dit het my regtig waar, dit my baie geraak en so dit was net om vir julle 'n bietjie agtergrond te gee op hierdie 3 punte wat ek nou gou met julle wil deur vir JC begin vanaand. So die eerste een is daai statement wat ek gelees het wat sê, in the charismatic world we have become better at declarations than discipleship because people do not want to be discipled. Julle, dit is waar. Ons kan vir enige iemand bid en dan is ons besig met declarations. You are born for a time such as this. Ons stap in oorwinning want ons weet Jesus Christus het al klaar die kruis oorwin en dit is goed. Ons moet dit doen want eerstens wil ek net noem dat die declarations is baie belangrik vir ons as Christene, want dit is woord, dit is skrif wat oor ons uitgespreek is, wat ons kan declare oor ons families, oor ons situasies, oor enigiets. So ons moet declare, maar dit moet nie die alfa en die omega van alles wees nie. Ons moet leer om gediscipel te wil wees. En declarations help ook om ons gedagtes gevange te neem. Ons moet dit kan doen met deurbrake in ons finansies, siektes, addictions, angs, depressie, enige iets. Die Bybel is vol beloftes. Dit gaan jou kos as 'n disipel om daarvoor te gaan soek in die woord. Declarations versterk ook ons geloof in Jesus Christus en dit versterk ons identiteit in hom. Dit stig ons gebedslewe en dit stig ook spiritual warfare. En declarations bring altyd eer aan Abba Vader waar ons hom loof en prys. Nommer 2 wat by my opgekom het terwyl ek gelees het oor die discipleship. Die discipleship is so belangrik want sy sê it takes effort to being discipled because it requires from a person to actually stand up and do something. Sy sê ook, to actually go out and do the work of a disciple, to go out and doing what the word has required us to do, om uit te gaan en disciples te gaan maak van alle nasies. En ons mense doen dit nie. Ons mense stel nie belang in die discipleship gedeelte van kerk toe kom nie. Hulle wil net altyd die mooi hoor, die declarations hoor. En omdat dit mense iets gaan kos, wil hulle stel nie belang om gedisciple te word nie. En vanaand met hierdie nuwe reeks wat JC met ons gaan doen vir die volgende 3 Woensdae, gaan hy baie met julle praat oor bevryding en oor genesing en alles daarmee gepaard gaan. Want hierin moet ons elkeen gedisipel word. Ek stap nou al amper 4 jaar saam met JC in hierdie journey van bevryding, bediening en genesing. En ek kan vir julle sê, elke liewe keer as ons iemand bedien, leer ek iets nuuts, hoor. Daar's nie een bedieningssessie wat presies dieselfde is soos die vorige een nie. So ek word nog steeds gedisipel in hierdie journey. Ek onthou die heel eerste keer toe ek saam met JC hulle was ons in daarna by Parys, was dit 'n genesings- en 'n bevrydingskamp gewees. En ek sê tot vandag, dankie tog, hy het my nie op 'n first gesit nie, want ek het manifestasies daar gesien, wat ek in my lewe, ek het actually so bang geword, ek het nie geweet wat kan doen nie, maar daar het verskriklik baie manifestasies gebeur, maar so deur die jare, het ons, die Here, is hy die enigste een wat kom vrymaak, en hierso by Siloam, glo ons ook, mense kan heeltemal totaal en al bevry word, ons doen dit net deur Jesus Christus. En dan wil ek net ook vinnig aanraak
op die oil gedeelte waarvan ek in die begin gepraat het, die oil, die anointing, dit kom net van Jesus af. Die wat my baie goed ken, sal weet ek love praise and worship, maar ek het nou ongelukkig nie Carrie Job se stem gekry om in die worship band te wees nie. Ek wens ek het, maar Heilige Gees gebruik my op 'n ander manier van worship. Ek het ook byvoorbeeld nie JC se anointing of Jonathan se anointing om hier voor te staan en dis my maklik om hier voor te staan en praat nie, want hoekom? My redemptive gift is anders as hulle sin, maar hierdie is my discipleship kursus. Hier is waar ek voor julle kan wees en voor julle kan staan en ek weet ek sal nie gejudge word op dit wat ek hier doen nie. So hierdie is ook vir my groot voorreg om hier voor te kan staan. Maar ek wil ook net vir julle sê, ek weet waar my anointing vandaan kom. Dit kom van Jesus Christus af. Dit lê by die tyd wat ek saam met hom spandeer. Dit kom nie van ander mense af nie. Ek het my hand opgesteek om 'n disipel te wees van Jesus Christus. En ek het Jesus toegelaat om my elke liewe dag te transformeer. Ons eie olie, ons eie anointing kom eerstens van die Here af en deur mature discipleship, deur die crushing, die deursoeking van jou eie hart, kom die olie. Ons kan nie van mense idols maak nie. En ek dink ons sal dieselfde olie as hulle kry nie. Dit werk nie so in die koninkryk nie. En ek staan vandag hier voor want ek het self daardie fout gemaak en ek moes repent daaroor. Ek het al 'n pastoor gehoor sê wat vir my baie mooi was, wat sê, anointing gives the ability, but discipleship gives stability. En hiermee wil ek afsluit. Wees bereid om te leer, om gedisciple te wil word. As Heilige Gees jou lei, show up and be obedient. Vertrou Jesus en alles. Hy is 'n absolute waarmaker van sy woord. En ek hoop dit bless julle, soos wat hierdie stukkie my vanaand gebless het. Dit is die oudste leen al van Genesis 3 af. Niemand vat verantwoordelikheid nie. Is nie ek nie, Here, is die vrou wat U my gegee het. En die vrou sê nee, is die slang, en die slang weet nie wat om te sê nie. Ons moet verantwoordelikheid vat. Ek en jy moet nie ons eerste liefde verlaat nie. Dis hoekom die kerke in volgorde geskryf is, Efese. Ons het laasweek die barmhartige Samaritaan gedoen, ons het dit op die groepie gesit, doen jouself die guns en luister dit. As jy jou eerste liefde, as jy jou naaste liewer het as jouself, en ons praat nie van die boemelaar nie, ons praat van Jesus Christus, as jy hom liewer het as jouself, sal jy vrykom. Indien nie, sal jy nie heeltemal vrykom nie. Want jy het nog ander dinge liewer as hom. And that's the basic, ek kan eintlik hier stop vanaand, en dan, as ons dit kan regkry, dan gaan ons wen. En ek praat met myself ook. Ek staan nie vanaand hier voor en sê, hoorie, ek hardloop op al 4 silinders nie. Nee? Ons almal ken ten dele, sê die Bybel. En ek is bereid om by enige iemand te leer. En ek het vir 16 jaar al by baie ouens geleer. Baie saam met baie bedieningshande gevat, gesubmit, geleer en al die tipe goed. Maar op die einde van die dag het ek agtergekom. Op die einde van die dag. Ek en jy moet submit onder die woord van God. Hierdie wat ek vanaand vir jou gaan leer en wat jy in die toekoms leer, gaan nie vir jou werk as jy nie God se woord as finale autoriteit vat nie. Sodra jy nie die vrees van die Here het, en dit beteken, nee, wat eintlik beteken dit nie dit nie, jy weet, in die konteks van die en die milieu van daai, luister nie, as God gesê het, het hy gesê. As jy God se woord glo, en jy submit onder die woord van God, en jy vra hom, om jou te leer, sal hy jou leer. Want hy beloof dit. Johannes 14, 15 en 16. Hy sal die trooster stuur, die Heilige Gees stuur, en hy sal jou alles leer van die verlede, hele Ou Testament. Hy sal jou alles leer nou in jou lewe, en hy sal jou alles leer van die toekoms. Jy sal nie val vir ouens wat sê, Jesus kom terug 23 September nie. Jy sal nie. Dis waar. Amen. Dankie vir een amen. Dis verseker waar.
Ek is bly die Here het dit vir jou gewys, maar dis nie wat in die Bybel sê nie. En ons het respek vir alle mense, né? Alright. So sy woord moet jou autoriteit wees. Jy moet sy woord glo. Jy moet glo dat Jona in die vis was. As jy nie glo Jona is in die vis nie, dan glo jy Jesus nie. Want Jesus sê in Matteus en hy sê in Lukas, soos Jona in die vis was, sal die seun van die mens wees. So tot Jesus het in Jona geglo. Kan jy dit glo? Nou is daar 'n teoloog wat sê Jona nee is het beste gedig. So vir wie gaan jy luister? Jy het bevryding nodig dan. Van 'n religious spirit of 'n antichrist spirit wat in jou is. Alles wat teen Christus is. Maar ons gaan nie vanaand daarop in nie. Vanaand gaan ons 'n fondasie lê van waar al hierdie goed vandaan kom, die ellende van die mens, hoekom ons is waar ons is, en dan as ons van daar af kan werk, dan gaan ons nou leer hoe om hierdie goed teen te staan. Dit gaan begin by selfbevryding. Jy gaan jouself bevry. Want ek kan soveel hande op lê op jou soos ek lus is, nee, maar jy gaan jouself bevry. Hoe gaan ek myself bevry? Deur die woord van God. As jy nou vanaand gedink het, ek doen hierdie al reg oor die land aangebied. En dan dink jy ouens, nee, vanaand gaan ons leer van Atalia, ons gaan Jezebel en al haar goeders uitsort, en ek noem die demone se name so op, en die hiërargie van demone. Wat help het jy leer al die goed, maar jy kan nog eers submit in die woord van God nie. Who gives a rip wat die vyand se slagordes is en rangordes is? Who gives a rip? Weet jy wat Here lank terug vir my geleer? Ek is toe besig om die apokriewe boeke te lees. En die praat die Heilige Gees my, sê vir my, hoor jy nou, hoekom lees jy daai boeke? Ek sê, dit is interessant, hy sê, my, jy ken dan nog eers die Bybel nie. Leer jou Bybel, daar is 66 boeke en ons ken hulle nie eers en lees ons al die apokriewe Bybel. Wat nie waar is nie. Want ons Bybel sê, Jesus het geen wonderwerke gedoen, totdat hy gedoop is met die Heilige Gees nie. En die apokriewe Bybel doen al wonderwerke van 'n babietjie af, so wie gaan jy glo? Moenie deceive word nie. Die woord moet jou finale autoriteit wees. As jy nie gaan staan vir dit nie, gaan jy val vir alles. Jy praat nie met demone nie, ek gaan dit vanaand sommer al vroegtydig vir jou sê. Dan as hulle monde oopmaak, dan lieg hulle. Nou sê party mense vir my, ja, maar hulle het die discernment. Want Jesus het gepraat, is jy Jesus? Luister gou vir my. Die Here gebruik my in hierdie bedieningsveld om dit totaal en al onder hom submit. En ek laat hy die bevryding doen. Ek hoef nie demone sê, wat wil ek sy naam? Hy gaan afval lieg. Ek's Dawie. Hy lieg. Hy lieg, as hy sy mond oopmaak, lieg hy. Gaan jy hom glo as hy vir jou sê wat sy naam? Hulle het een keer vir Jesus gesê, ons is legioen, want ons is baie. Maar hy is Jesus. Ek is nie Jesus nie. Ek is 'n mens. En 'n mens kan deceive word. Ek kan deceive word, as ek nie submit onder die woord van God nie. Alright, good. Dit is 'n baie gevaarlike veld hierdie in die opsig van, dat jy op jou eie insigte gaan staat maak, dan raak dit 'n gevaarlike veld. Maar as jy net Jesus se donkie is, soos ek, no problem, want hy doen die bevryding. Is dit nie lekker nie? Ek en hy is 'n awesome team. Ek moet net leer om my mond meer te hou. Hy werk nog aan my. Maar dis nie my skuld nie, dit was my ouma grootjie so gekekkel het. Ek moet 'n bloedlyn bevryding kry, en ek spot nie nou hierdie goed nie. Luister nie, ek gooi niks weg nie, want Tiaan Gildnys het my baie geleer, altyd vir my gesê, moet niks weggooi nie, want jy gaan dit later weer optel. So ek is nie teen ander bedienings nie. As jy dit so wil doen, go for it, maar dis nie ons het gaan doen nie. Ons gaan op Heilige Gees staat maak. Een ou het nou daar gesê ook, vir die Heilige Gees vir hom gesê, please give me a job. Kom ons gee die Heilige Gees sy werk om te doen, want hy is die een wat bevry. Dis hoekom hy hom gestuur het. Alright. En ons moet leer om hom te host. Ok. Kan ons begin asseblief? Daar sê hy, geweet, daar sê hy, hier is die Nuwe Lewende Vertaling, is my so mooi, hoe dit sê hy so, van Jesus. Hy sal die wat reeds geknak is, so die wat stikkend hier aankom, of die wat se harte gebreek is, nie nog verder verbrei sal nie. En die vonkie hoop wat nog oorgebly het, sal hy nie uitblus nie, totdat hy my besluit laat seëvier. Ek gaan nou vir jou nog dieper op ingaan. So, die bevrydingsbediening
moet Jesus se hart in jou hart wees. En daai hart is, as iemand stikkend is, gaan jy dit nie verder stikkend maak nie. As iemand aankom met 'n bietjie hoop, gaan jy nie hulle hoop breek nie. Gaan jou leer dat die Heilige Gees altyd positief bedien. Hy roep uit in jou wat jy eintlik is. Here, maar ek kan nie, het voel of ek jammer nie te min. Dis wie is, soos ons meeste van ons kinders groot gemaak, maar ek kan nie hierdie fiets ry, nee, jy ry awesome. Dan gaat jy. Ek is bang, nee, jy's bang vir niks, man, kom. En dis hoe Heilige Gees bedien. Altyd. Baie stukkende mense kom by ons. En dan gaan ons nie daai ou riet, hy hang net so. Jy gaan my nog afbreek. My kerakram opspuit of iets, nee. Hy is gentle. Hy het baie respek vir seer mense. Amen? Ja, dis die skrif waarop ons staan. Good. So, het gaan in 3 woensdae wees. Dit onmoontlik vir my in 3 woensdae om hierdie area te dek, want ons het hierdie gewoonlik oor naweke aangebed en dan is dit nie eens genoeg nie. Alright. So ons kan die hele jaar praat oor. Kyk, as ons praat oor demone, dan wil almal kom. Nee? Kom ons doen Jakobus, daar gaan 3 ouens op. Nee, maar as ons demone, ek vat net maar my kinders, Gibeonak, nou moet ons in die aand Bybel lees, nee. Nou kyk ek saam met hom, 'n teaching, kom ons kyk hierdie teaching, so ja, het dan kyk, en hy wil net op sy foon kyk, alles, daai aand toe ek John Ramirez opsit, wat 'n ex-satanist is, hy wil dit hoor, dis net iets in 'n mens, nee, om hierdie bonatuurlike, want ons is gemaak vir die bonatuurlike, hoor, dis hoekom die kerk 'n lekker plek moet wees, waar daar supernatural plaasvind. Nee, anders is net 'n boring. Nee? Ons is gemaak vir die supernatural. So, die Bybel in 5 minute, soos julle agterkom, die studente het my raad het getime, sê om JC jok is 55 minute. Maar ek probeer jou lok, is 5 minute. My Bybel in 5 minute storie gaan ons vanaand doen. En dan volgende week gaan ons 'n bietjie demonologie en dan bevryding. Hoe doen ons bevryding? Hoe word ek vry? Alright. En dan, as ek oor demonologie praat, gaan ek vir jou leer dat demone is nie dogtertjies wat in die muur opkruip en hulle kop in die rond te draai soos Hollywood ons wys nie. Wel het ek al weird goed in my lewe gesien, soos Lisa sê, daar is baie keer goed brul en kraak en gaan te kere, but it doesn't bother me, weet jy hoekom, want ek weet wie's in my. Alright, en ek is nie gepla met 'n show nie. Jy moet ook nie gepla wees met dit nie. En as dit gebeur, dan help ons die persoon so vinnig as moontlik om nie meer so te maak nie. Om daai persoon se eer ook mee te help, né? En al goed, ek sal nou later, ek gaan nie nou daar praat nie. So, dan ons oor bevryding praat. Okay. So vanaand sin die skepping en die val punt 1, tweedens, hoekom die vloed? Derdens die Ou Testament en die saad en dan vierdens die Nuwe Testament en redding. So dis die 4 onderwerpe wat ons vanaand gaan praat oor. Altyd onthou wat ek nou net vir julle gelees het. Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken en die waarheid gaan julle vrymaak. Vanaand gaan jy baie waarheid hoor en ek hoop daai waarheid maak jou vry van wat ons gaan doen is 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 later in die volgende paar weke wat sê jy moet elke gedagte gevange neem en die skanse in jou kop opgewerp teen die kennis van God moet afgebreek word. So ek en jy het groot geword met 'n sekere teologie in die kerke waar ons groot geword het en selfs in die charismatiese kerk. Het jy dalk lank bediening of bevryding gedoen met mense wat dit op die manier gedoen het en nou gaan God jou help dat sekere skanse afgebreek word en sien eintlik dis eintlik die waarheid. Want ons het almal persepsies van God, persepsies, hoe ons groot geword het, wat jy in die kinderbybel gelees het, 'n prentjie van Noag met al hierdie diere en jy het altyd vir jouself gevra, nou hoe het hy al hierdie groot giraffes en groot olifante in die ark gekry en toe ewe skielik luister jy na Ken Hovind en hy sê vir jou nou hoekom sal hy nou 'n groot olifant daar insit en 'n groot giraffe, hoekom sit hy nie babietjie olifante daar nie? Dan raak die prentjie anders, né? Want die kinderbybel het jou geleer, hy arme kameelperde het vir 40 dae daar, hulle koppe het uitgesteek by die ark, né? Hoe dom? Nee, het sal nooit gewees het nie. Hy sou 'n baba kameelperdjie ingesit het. Okay, sulke goed, jy's 'n perspektief van iets, dis hoe jy dit sien. En dan kom die waarheid, I come to think of it. En weet jy wat, die Here leer my elke dag nuwe waarhede. Nuus, want ek is teachable, ek wil elke dag iets nuuts leer. En baie van die goed wat ek leer, ek het vandag, was ek by 'n vergadering wat die pastore by die polisie genooi is en ek hoor hoe bid ouens daaroor, ek ja, okay, daar, ja, daar hoor, daar is bietjie wild, maar jy weet, ons het respek vir mekaar. Judge nie iemand nie. Alright. So, en wat ek nou vir jou, hier wat ek nou vir jou gelees in Nuwe Lewensvertaling, hoe mooi is dit eintlik? Hier is natuurlik, ek dink is
Jeremia 43 vers 1 en 2. Dink so, ek het dit vandag op die podcast gedoen. Maar in elk geval, Matteus 12 vers 18. Kyk, my knegg is 'n profesie uit Jeremia uit, né? Nou die knegg is nou Jesus, né? En dis nou die een wat in jou is as jy weergebore is. Alright. So dis nou jou job ook nou, né? Kyk, my knegg wat ek uitverkies het. Luister hierso, né? Die Here het jou uitverkies. Die Here het jou gekies. My geliefde in wie my siele welbehae het. Ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie en 'n lampput wat rook sal hy nie uitblus nie totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En op sy naam sal die heidene hoop. Raai, dis ek en jy. Want hy het hier met Jode gepraat en ek en jy is die nie Jode. Ons hoop op sy naam. Ons hoop op sy naam. 'n rokende lampput, ek sien dit so, dat baie mense, is hulle lampies kom by ons aan, dan maak hy lampie, daai gas is amper klaar, maak so, het jy al gesien as hy gas amper klaar maak, daar by die viswater, dan weet jy, het jy nou nie gas gekoop nie, hy maak so, nou kom die mense allemaal raai, nee, ons moet die olie terugsit, ons moet die gas terugsit, dan moet hy weer gaan, dis ons werk, dis hoekom hy het so beskryf, ons gaan nie geknakte riete breek nie, en ons gaan nie flou lampies uitblaas nie. Alright. Dan is mense bevry, het jy geweet. Of jy kan natuurlik sy ombreek. Hard werk met hom. Dis nie Heilige Gees werk nie, dis nie Heilige Gees profeteer nie. Want profesie moet lei tot stigting, vertroosting en bemoediging. Niks anders nie. Van nou sê daar klink profesie amper soos crystal ball stories. Nee? Ek sien Joachim, jy gaan oor 3 maande 'n wit Mercedes ry. Ek sien jy gaan in besigheid ingaan met 'n man met 'n ketting aan sy regterhand. Dis crystal ball stories. Verstaan jy? So ons moet net lees wat die Bybel sê, dit staan 1 Korintiërs 14. Dis wat die Bybel sê, dis profesie. Stigting, troos, bemoediging. Met ander woorde, die Heilige Gees gaan jou opbou in wie jy gemaak is, wie jy moet wees. Sodat jy hierdie wedloop kan klaarmaak. Ons wil nie die wedloop begin nie, ons wil hom klaarmaak. Amen? Daar is hy. So, die skepping in die val. Die mens se skepingsdoel. Die mens het 'n skepingsdoel gekry toe God die aarde gemaak het. In Genesis 1 vers 26 en 28 toe sê God 2 baie belangrike goed. En hy sê, ons moet hulle maak in ons beeld en gelykenis en hulle moet heers. Hy sê dit 2 keer. En een ding van God wat jy moet weet, ek gaan vir jou die PDF stuur, die volgende is dat koninkryk, ons gaan nou praat, 'n heers is in Hebreëus Rado, Mashal, Mishro, Malku in Hebreërs, it's to rule or reign, dominion, heerskappy, autoriteit. Wie die heerskappy en autoriteit op die aarde gekry? Ons. Ons kom uit teologie uit wat ons sê, nee, maar God sal. Nee. Wie moet die aarde heers? Ons, dis wat die Bybel sê. Heers ons nou op die aarde? Ons was supposed to be. En ek gaan vir jou wys waar dit gebreek. Good. Volgende een, Genesis 1:26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. Psalm 8 vers 7 sê, U laat hom die mens heers oor die werke van U hande. Jesaja 9:5, want 'n kind is vir ons gebore, die heerskappy is op ons skouer. Al hierdie goed gaan nou mooi in konteks vir jou kom. Efesiërs 5:23, Christus is hoof van die gemeente, hy is die verlosser van die liggaam. Daniël 2:44, in die dae van die koning sal God 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Dit sal vir ewig bestaan. God het in die begin van die skepping die mens die heerskappy gegee, om te heers oor sy skepping. Dit het nog nooit verander nie. Dit het gebreek, maar die onus was nog altyd op die mens, om dit te doen. Maar die mens kon nie meer nie. Openbaring 5 vers 10. En ons, dis nou ons hoor, Johannes skryf namens ons, die bruid, sal as konings op die aarde heers.
Onthou, God kan nie teen sy eie woord gaan nie. Jy moet dit van God weet. Ek het vir jou gesê, vanaand gaan vir jou niks beteken as jy nie glo in hierdie woord nie. As God gesê het, het hy gesê. God kan nie teen sy eie woord gaan. Ek het net 'n paar skrifte opvind, daar's baie. Jy kan vir AI vra. Give me scriptures about God's final authority, that his word is his word and he cannot change. Vra hom. Dis nie baie skrifte, kom maar op. Hier's 'n paar. God kan nie sy eie woord gaan nie, as God gesê het, het hy gesê, en dit so bedoel, dit staan vas. Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Hy kan nie change nie. Is dit nie awesome van jou hemelse pa nie? Hy is nie soos jou aardse pa nie. Jou aardse pa wil sê, right, as ek bonus kry einde van die maand, toe kry jy nie bonus nie. Verstaan jy? So, ons is altyd nog teleurgesteld. Alright. Jy het gehoop, jy kry dit onder die kersboom, toe kry jy dit nou nie. Soos Leon Schuster. Hy verjaar, maak die deur oop, hier staan die Porsche. Toe huil hy, want hy soek 'n rugbybal. Onthou jy daai liedjie van hom, né? Dit is my altyd goed om dit te gesien. Hy wou 'n rugbybal gehad het, nie 'n Porsche nie. Alright. Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, the Father of lights, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Luister jy, as hy gesê het, hy kan nie omkeer nie. Hy kan nie vir jou eers in sy woord gaan nie. Al is hy hoe lief vir jou. Ons gaan sien in die weke wat kom, as hy vir jou gesê het, jy moenie vrees vat nie, dan moet jy nie vrees vat nie. En as jy vrees vat, is jy nie geonderwerp aan hom nie. Want dit is iets wat ons almal oorkom. En as jy vrees vat, is jy nie geonderwerp nie, God kan jy dan nie help nie. Jy moet repent. En jy moet jouself onderwerp. Ja, maar ek het 'n bloedlyn van vrees. Ons almal het dan 'n bloedlyn van vrees, want ons almal vrees. Nou hoor ons nie wat die diesel en petrol gaan skaars raak. Ek hoor die boere maak vetplanne. Dis nie die eerste keer dat hierdie gebeur nie. Jakobus 1 vers 18, volgens sy wil, hoor hierso, volgens sy wil, het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Ons is die kroon van sy skepping. Hy het vir ons gemaak in sy beeld en sy gelykenis. Niks anders, nie die voeltjies nie, nie die bome nie die haie nie die visse nie, vir ons. Nie die engele nie, vir ons. Kan jy dit glo? As jy vir jouself in die spieël kyk. Maar dit is nou na die val, kan ek jou sê, jy kan nou maar net geduldig wees, want voor die val was dit nie so, ons was perfect. Jy hoef nie gremering te gedra het nie, die son het jou nie gebrand nie, jy hoef nie jou abs te geoefen het nie, niks. Jy was perfect. Alright, maar toe kom die val. Toe kry ons sugar cravings en al daai goed, né? Hoë bloeddruk, en ek weet nie wat alles nie. Wat is dit net, ek weet sugar cravings kry, ek moet sê. Alright, Psalm 138 vers 2, our worship toward thy holy temple, is net die King James om so sê, van al die Bybels. And praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Woe, theoloot my al hieroor probleme gegee. Dis die enigste skrif in die Bybel wat dit sê, dis nie eintlik wat dit beteken, luister hier, hoe dit staan daar. Hy het sy woord bo sy eie naam, hy kan dit nie change nie. Daar is geen omkering nie. As hy gesê het, het hy gesê, jy moet dit vanaand vasmaak in jou hart. As God gesê het, hy kom terug vir sy heilig is, dan kom hy terug vir sy heilig is. As hy sê, hy kom terug met sy heilig is, dan kom hy terug met sy heilig is, jy kan dit nie change nie. Maak nie saak hoe slim jy probeer raak nie. En ouens kan vir my sê, ek is dom en naïef, maar ek sal voor God staan, en ek gaan voor God staan, dan gaan hy vir my sê, jy was dan naïef oor my woord, jy het dan alles vir soetkoek opgeëet, dankie tog, kla my van dit aan. In plaas van wat hy vir my sê, hoorie, kom het jy my nie geglo nie. Nee, ek wil nie dan voor God staan nie. Dan gaan jy baie klein voel met jou 6% brein wat jy gebruik het. Dis taaf. Nummers, Numeri 23:19, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Maak hierdie skrifte in jou lewe vas. As God gesê het, het hy gesê, hy het sy woord bo sy eie naam gesit. God sê twee baie belangrike dinge hier.
in Genesis 1:26 en 28. Na sy beeld en gelykenis geskape, en die mens moet heers oor sy skepping. Vers 26, toe hy sê, laat ons, die drie eenheid van God, hy praat nie met die engele nie. Baie ouens hy praat dan met die engele, kom ons maak hierdie klompie, laat hulle soos ons lyk, staan al die engele weermag daar, nee. Hy praat met die drie eenheid. Die Vader praat met die Seun en die Heilige Gees. Kom ons maak hierdie boys and girls van ons, wat hulle soos ons lyk. En hoe lyk God dan? God se beeld en gelykenis, in Johannes 5 vers 7, kom ons kyk hoe lyk God, want daar's drie wat getuig in die hemel, en hierdie is uit die Nuwe Bybels uitgehaal, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. So hy is, hoe lyk ons? God die Vader, God die Seun, die Woord, en God die Heilige Gees, en hierdie drie is een. So nou moet ek en jy soos hy lyk. Want hy is drie. Genesis 2:7, hoor hoe maak hy die mens? En die Here, God het die mens geformeer, gemaak uit die stof van die aarde, liggaam, 1, sy neus die asem van die lewe geblaas, 2 gees, en die mens die lewende siel geword, 3. Net soos God. Jy's 'n gees, wat beskik oor sy eie siel, wat woon in 'n liggaam. Net soos God, 3. Of het jy vanaand jou siel by die huis gelos? Is jou siel hier? Wys jou net, jy is ook 3. Ek en jy het groot geword in die kerk, my siel en my liggaam, en as ek die dag doodgaan, dan gaan my siel hemel of hel toe. Nee. Jou geesmens is 'n mens, wat beskik oor 'n siel, dis jou wil, jou intellek en emosies, my vrou gaan baie dieper na teachings op dit in, en so kundig is, wat woon in 'n liggaam. So jou siel is wie jy is, dis jou vingerafdruk. Die probleem met mense is, as hulle nie weergebore is, en selfs weergebore mense, lewe in hulle sielsdimensie. Emosies. Dis hoe ek het sien, jou eie wil, en basta met die res. Hoogmoed en trots, hy het lekker ingeslyp daar. Nee? Gees van, 'n demoon. En jy gee vir hom kos, maar niemand sal my niks sê nie. Dis hoe ek het sien. Verstaan? Of pity party. Nee, ons almal was daar, ek praat uit my eie uit. As ek gehoor het op skool, ek moet mondeling doen. Vrees, klim op my rug en hy ry, my soos 'n perd. En hy sit die bit in my mond, dan gat ons. Ek sien al in my geestesoog, hoe lag die klas vir my. Nee? Jy slaap nie, jy worstel in jou slaap. Dis nie God jou gemaak het nie. As gaan daarna kyk. Kyk hoe God jou gemaak, hier is ons bevryding wat ons gaan doen. Hoor wat sê Paulus vir die res van die Christene, 1 Tessalonisense 5:23, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. Ek en jy is op 'n heiligmaking proses, dat jy volkome heilig kan wees. Is jy al volkome heilig? Wie is volkome heilig? Nog nie een nie. Ok, ek bly ons is in goeie company. En mag julle, in die volgorde van belangrikheid was Grieks altyd geskryf, mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Jy is 'n gees wat beskik oor 'n siel wat woon in 'n liggaam. En dis ons journey. Wanneer jy weergebore word en hierdie geesmens in jou word weer wakker na duisende jare wat Adam en Eva dit gecancel het. Nou moet jy leer, ons gaan nou vir julle van volgende week af het leer, hoe die ander twee nou 'n bietjie in lyn moet kom. Want jou liggaam en jou siel trek weg van God se goed af. Van God se goed af. En die onus lê op jou om by die waarheid van die woord uit te kom, jouself op te bou soos hy gesê het, jouself te disipel en in die woord van God bly, sodat jy kan vrykom. Of anderste, gaan jy heeltyd na ander mense toe ry, want ek kry nie bevryding in hierdie area nie, en almal sal vir jou, en almal bid vir jou, en jy lê daar, en jy gaan te kere, en alles, maar jy moet dit stop. Luister gou hierso, God is die grootste gees in die heelal, die grootste gees, en jy sê elke dag vir hom nee, want God sê vir jou, doen daai, gaan nie vir daai vrou bid nie, dat is nie 'n manier nie, bid vir jou man, die ding, ek gaan nie, jou man sê bid vir hom,
En jy sê vir God nee. Nou kom 'n demoon en hy sê vir jou, sê net nee. Sê nee. As jy vir God kan nee sê, kan jy vir enige demoon en vir die duiwel sê nee. Want jy het die sterkste geskenk gekry in die heelal by God, jou eie mind. En ons het toegelaat vir jare in ons lewens dat die vyand ons mind vat. Met leuns. Met goed wat nie saak maak nie. My vrou het altyd vir my gesê, sy het nog nooit 'n man ontmoet wat soveel stokperdjies het soos ek nie. Kyk, ek het amper niks oor nie. Here is aanbyt my uitgesorg. En daar is niks fout met stokperdjies nie. Nee, maar ek het soveel goed gehad wat my mind gevat het. Soveel goed. Alles is goed in my mind, wat? Maar soveel goed. Maar God gee jou eie wil. Wie moet eers op die aarde? Die mens. Daar sê dit weer. Daai twee skrifte, onthou daai skrifte, gaan lees dit oor en oor. God kan nie verander nie, as hy in Genesis, al sê dit in Genesis, dan moet jy eers. Maar helaas, kyk hoe oefen hy, die mens, kyk hoe, ek is my so mooi hierso vir Adam, ek gaan dit nie alles lees, ons het eenvoudig nie tyd nie, gaan lees dit gerus daar. Hy sit vir Adam toe in die tuin, hy gee net vir hom 'n stukkie van die tuin toe eers, want ek meen, trappe van vergelyking, nee, as Jimmy se seun nou vir hom werk, hy gaan nie vir hom die hele company gee nie, hy gaan vir hom 'n afdeling gee van die company, nee, hy gaan dalk net eers lees om die ouens by die hek te kry, of wat ook al, nee, hy gee vir hom eers 'n gewone job, hoe Tinus gemaak, sy pa het hom gemaak, hy moes eers 'n paar gumboots kry en 'n overall en 'n besem, in die workshop, vandag ran hy daai plek, nee, maar hy moes iewers begin. Ek sien in Potch, en ek is niks teen mense nie, julle kan doen met julle kinders groot maak as jy wil, hulle gee vir hy laities groot karre om te ry, ne? Hy oukies is 18, hy ry man, hy brul, hy engines daar. Ek het nou nog 'n video gesien waar die laitie oor een van die cirkels is hier 3 uur die oggend. En ek, het is nie alle kinders nie, ek sê maar net, nee, ek sê nie vir jou kind 'n krok gee, nie, hy ding sukkel om 'n rat te kom en met hom double clutch, nie, soos my pa met my gemaak het, nie, nee, hy 1400 Datsun bakkie gery, ek kon nie teerpad sien nie onder die ding, nee, as ek te hard praat, dan trap ek hierom. Maar, God gee vir Adam en Eva 'n stukkie van die tuin, 'n stukkie, en hy sê, hier is die diere, jy heers, gee jy hulle name, en hy begin te heers. Hoe lang Adam en Eva geheers het, is net Genesis 2, weet nie hoe lang het was nie, ek sê altyd vir Lisa, ek hoop is at least 100 jaar, maar soos ek mense kinders ken, het gebreek in 2 jaar, toe gebeur Genesis 3. Ja, ons wil nie by Genesis 3 uitkom nie. Dis aklag Genesis 3. En daar is die drievoudige val van die mens en die drievoudige val van die heelal. Jy kan dit self gaan lees daarso in Genesis 3:14 tot 19. Ek som dit gou vir jou hier op. Die 3 gebeurtenisse as gevolg van die sondeval. Nou hierdie skildery het ek gesoek tot ek kom kry, want hy het altyd in my ouma se huis gaan. Nee, en ek het altyd gedink, hierdie 2 idiots. Nou moet ek my hele vakansie in Utrecht deurbring as gevolg van hulle. Ja, en ek moet na my ouma se skilderye kyk van die ouma grootjies langs die klok. Hulle oë volg hier so in die huis. Ek kan nie eers badkamer toe gaan nie, gaan so vinnig badkamer, jy kyk nie na die muur nie. As gevolg van die 2 mense. Alright, jy doen jou kleinkinders geen gunste deur daai goed op te hang nie, hoor, ek kan dit vir jou vertel. Parrot en 'n album. Alright, die eerste ding wat gebeur is, die mens breek, Johannes 10 vers 10, hoekom die mens gebreek? Want die dief het sy grootste triek kom slaat, want die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Dis waarom ek vandag vir jou sê, my boetie en sussie, moenie God se woord doubt nie. Want die dief, jy sal lees daar in Genesis 3, hy vra vir Eva, het God regtig gesê? Come to think of it, daar is jou eerste probleem. Don't think. Submit your thinking to the word of God. Hy het gesê, ons mag het nie eers aanraak nie. God het dit nie gesê, hy het net gesê, typies vrou sy oordryf. God het gesê, mag het nie eet hê. Net die een ding wat hulle nie mag doen nie. En toe doen hulle dit. So, hy kom steel by die mens, armoede kom in. Daar was nooit armoede voor die val nie. Nooit.
Die tweede ding wat gebeur, hy slag, siekte kom op die aarde. God het nog nooit 'n kind laat gebore word met Down syndroom nie. Ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, en ek het groot geword met Down syndroom dogtertjie. My pa se jongste sussie. En sy is dood. En dis my altyd, ek is so kwaad vir God. Sy op 16 moet doodgaan. Verskriklik. Siekte het daar ingekom. God het saad. Jy sal sien, alles gaan oor saad. Die hele geveg in die heelal was oor saad. Die hele Bybel deur. Vandag nog. Tot jou finansiële saad. Kom met die geveg. God het alles perfek gemaak. Hy het gesê, saad moet voortbring na sy soort. Hy het nooit weer nodig gehad om 'n bees te maak nie. Nooit weer nie. Hy het dit een keer gemaak. En hulle moes voortbring, selfs bome, vrugte, alles. Nou moet ons die vrugte so spuit, anders eet die vlee dit op. Verwoes, die woord daar is apolumi, to lose or to perish, geestelike armoede. Jou gees is, hy is nie weg gewees nie, ek sien dit in hy dormant geraak. Jy is 'n siel en 'n liggaam mens. En die saad van die liggaam is verwoes. En ons is nou al 4000 jaar later, plus minus, of 6000 jaar na daai gebeur het, plus minus. En it's sad to see, soos wat Andrew Womack sê, ek glo nie in evolution nie, ek glo in de-evolution. Die mens was perfek, hierdie, Leon Suster sê dit die beste in sy liedjie, met Adam en Eva in die tuin. Jy het die liedjie al gehoor, kan ek dit vir julle sê? Kan ek maar, soos 'n bietjie op 'n ligter noot. Adam en Eva loop in die groentetuin. Eva sê vir Adam, hoe, maar jy brand lekker bruin. Nee, so hulle was perfekte mense. Perfek, hulle was perfek. En as ons hier op 52 nou staan en jy kyk so in die spieël en jy sien, hé man, dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie, jy kan braai oefen, jy het nie meer hy wil om te oefen nie. Nou moet jy goed spuit peptides en ek weet nie wat se tides nie en om aan die gang te bly. Nee, maar die mens was perfek gemaak, perfek. Na gees, na siel en liggaam. En toe breek die mens op 3 maniere, op al 3. Daar in Genesis 2:17, nou dag met die vrouens gedeel, as jy hom gaan in die Why Living Translation lees, sê, as jy van daai vrug eet, dying, you shall surely die. En Adam is nie dadelik dood nie, hy het nog 900 jaar gelewe plus minus. Maar hy is geestelik dood. Die aarde breek, is die tweede ding wat breek. Genesis 3 sê, vervloek is die aarde om jy ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Jy kan maar plant, daar is altyd iets wat in jou oes kom. Jy kan die beste skaaptroppe hê, boktroppe, beestroppe, as dit nie 'n siekte is wat teen dit kom nie, sal die regering teen dit kom. Ook sal dit dorings en dissels voortbring. Dit het nog nooit dorings gebring nie. Ek weet nie, gaan ons braai in die hemel nie, daar is nie akasia nie. Dit gaan hard sê, dis ek like 'n doringhoukie met 'n braai, maar in elk geval. En hy moet buig, met die sweet van sy aangesig moet hy buig, om 'n bestaan te maak. Voor dit was dit nie nodig nie. Alles was perfek. Tweede ding wat gebreek het. Die derde ding wat ons nie in die kerke leer nie, die oorlog begin. Genesis 3:15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en die, dis in die slang se saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou ek sien nou dag 'n prentjie van hierdie, dieselfde prentjie. Satan se kop is vermorsel by die kruis. OK. Nou kom lyk die kerk soos hy lyk. Hoekom lyk ons lewens soos dit lyk? Of is dit God wat ons pakslag gee? Sien, ons weet nie om die gevegte veg nie, en na hierdie 3 weke hoop en bid ek, jy het 'n beter verstaan van hierdie fight, sodat jy kan loop in jou oorwinning. Alright, sodat jy kan weet hoe werk die vyand. Het ons 2 goed, baie goed geleer, van waaraf ek kom. Ken jou gun, ken jou enemy. Hier is jou gun. Die kerk ken hom nie. Iemand anders se olie moet jy gebruik, om hier uit te kom. Nee, jy moet jou gun ken. Jy moet hom in die nag uit mekaar uit kan haal en weer aan mekaar sit. En dit is moontlik vir ons almal. En jy moet jou enemy ken. En na hierdie 3 weke met God se genade, gaan jy weet hoe hy werk. En dan sal jy nooit weer nie weet hoe hy werk nie. Is hierdie woord regtig waar? Jy hoor, as jy jou ore gaan oopmaak,
vir so sekere teoloë in hierdie land, of in die wêreld, kan jy, as ouens wat teologiese skole toe gaan in hierdie land, as hy daar ingaan glo in Jesus, daar uitkom glo nie meer in Jesus nie. Hy is rof hoor. Dis baie rof. Baie rof. As hy, hier gaan my knop hier nou. Daar so. Hoekom die vloed? Sondeval gebeur, 2000 jaar later is daar 'n vloed. Hoekom? Hierdie is dit nie geweet het nie, die oorlog van die saad woed so erg, dat God 'n vloed moes stuur om die saad te beskerm. Nou in Genesis 6 gaan lees jy daar, nou Satan kom net vir die saad. Hy wil die mens defile, hy wil die mens stop, hy wil hê die mens moenie meer voortbring nie. As hy jou kon doodgemaak het in jou moeder se skoot, sal hy dit doen. As hy jou kon gekry het met 'n abortus, sal hy dit doen. En as hy jou kan kry, dat jy gebore word, sal hy met alles in sy vermoë teen jou kom. Dat jy aan soveel verwerping ly, so aklige lewe, hy sê enigiets doen. Hy wil saad vernietig, is sy doel. Hy is jaloers oor die kroonskepping van God, in Genesis al. En hy is nie al voordat die aarde was Satan daar met engele wat gefight het. Dit staan nie in die Bybel nie. Die ouens gebruik 'n skrif hier, die aarde was woes en leeg. Nou net daarin sit die ouens 'n hele teologie van hierdie engele wat gefight het teen Satan, en toe maak God hierdie tuin, toe Satan al daar. Nee. As jy Jesaja, Jeremia, Jesegiel gaan lees, sal jy lees, sy naam was Lucifer. Hy was 'n engel, aangestel oor Eden, om het op te pas. Ek sal volgende week vir die skrifte daarin sit. En toe raak hy jaloers, want hy het gesê, hoor het sê, ek sal wees soos die Allerhoogste. Ek sal sit op die troon van jou. Sê God, is dit die houding van jou, is, skop ek jou sommer uit. En hy vat 'n derde van die engele saam met hom. Maar hy deceive eers die mens. En hy sien die mense raak baie op die aarde. En van die seuns van God, ons weet nie of hulle was, en baie ouens sê is engele, maar is 'n ander woord, ek gaan nou vir jou lees hierso, vir die seuns van God is die Ben Elohim. Nou Elohim is God, Ben is benede God, seuns van God. Hulle sien die vrouens is mooi op aarde, en raai wat kom doen hulle? Hulle kom meng saad, en hulle maak babiekies saam met die vrouens. En dis hoekom God 'n vloed gestuur het. Jy hoor baie mense sê, hierdie God is al maar wreed in die Ou Testament. Hy vernietig stede, en hy sê die donkies mag nie eers lewe nie. Onthou jy nou weer daar, Joshua in die beloofde land, ons gaan nou daarby uitkom. Maar God moet 'n vloed stuur, om al daai goed te verdrink. En vandag in mitologie, dan sien jy Zeus, het gesien hierdie vrou wat daar tan op die strand is mooi, rarig, was 'n movie daaroor. Hy het 'n babiekie met haar, en die seun wat gebore is Hercules. Die seuns noem hulle toe die Nephilim. Die Nephilim is in Genesis 6, gaan lees dit daar. Die manne van naam, die reëse, van die saad meng toe. Maar gelukkig het God 'n plan, want hy hou die saad dop. Hy beskerm die saad gelukkig die hele tyd. 'n hele bloedlyn beskerm hy. Jy gaan dit lees in Matteus en jy gaan lees in Lukas, maar ons sal 'n keer daarby kom. Hoor hierso, maar Noag en sy mense se saad was nog suiwer. Hoor wat sê van Noag? These are the generations of Noah. Noah was a just man, jy lees dit net in die King James so, and perfect in his generations, and Noah walked with God. Just man, tzaddik, righteous, regverdig, hy het saam met God geloop, hy het in God geglo, maar hoor hierso, hy was perfect, tamin, without blemish, complete, full, perfect, without spot, undefiled. Sy bloedlyn was nie gemeng met die verkeerde saad nie. En God vat hom, en sy vrou, wat is haar naam? Excuse? Hulle sê nie, maar hulle reken is Abigail, en die 3 seuns Sem, Gam en Jafet, en wat is die vrou in sy naam? Jaco, jy moet nie vir hulle sê nie. Baie mense sê, wonder wat is hulle naam? Hulle sê nie, hoor. Dankie, Jak. Hy het nou hierdie gehoor. Alright. Grondwoord taman, to be clean. Hy was skoon, hy was regverdig, en sy bloed was skoon. En God vat hom en sy vrou, sy 3 seuns met hulle vrouens, en hulle oorleef op die ark, saam met die klein olifantjies, en die klein renosters. Alright.
Ok, onthou dit. Ja, en die welpies. Toe kom na die vloed. En God wil aanhou om die saad te beskerm, want Satan kom weer vir die saad, onthou jy toe Joshua hulle in die beloofde land inkom, toe is die Anakin weer daarso, neefies van die Nephilim. Nou ons weet nie hoe het hulle weer daar gekom, maar daar is baie rabbies en goed wat sê, en ou Joodse, maar ek gaan nou nie daarop in nie, maar weet net, hulle was weer daar. Hulle het weer gekom. Hulle het weer, want die reëse was weer daar. Sê, ons lyk so springkaantjies teen hierdie goed. En dis hoekom God vir Joshua gesê het, maak al die goed dood. Want weet jy wat, daai goed het tot gemeenskap met diere gehad. Dis hoekom die donkies moes doodmaak en alles. Want as jy in mythologie inkom, en sien jy vir Pan, hy was half bok, half mens, met 'n pyl en boog. Dis nie onwaar stories die nie. Dit kom al eeue terug. Dit was woes. God versmoor daai goed. Alright, 'n belofte word aan Abraham gemaak, daarop lei hy Abraham uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Toe val Abraham sy aangesig in God met hom gesprek en gesê, wat my aangaan kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hy jou nie meer Abram noem nie, maar Abraham, want ek maak jou vader van menigte nasies, en jy sal buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou vrugbaar maak, en ek sal jou tot nasies maak, en koning sal uit jou voortkom, is 'n bloedlyn wat uit hom moet voortkom, want ons moet nou weet, die Messias moet uit daai lyn uitkom. Die reddingsplan. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na hulle ingeslag as jou ewige verbond, en om vir jou 'n God te wees, en jy vir jou nageslag na jou, en so gaan dit aan, en God beloof het vir hom, en hier sit ek en jy vandag. Dankie tog, ons het nie meer Nephilim bloed in ons nie. Trouwens wonder ek, van die belofte aan Abraham, toe hy 75 jaar oud was, totdat die Israeliete onder leiding van Joshua in die beloofde land ingegaan het, was 470 jaar. So nou sê God, hy sê dit, en iemand hoor. Ons sê, hulle altyd Tweede Wêreldoorlog gesê, wat jy sê, hierdie mure het ore. Die vyand hoor, as daar 'n profetiese woord oor jou uitgespreek word, dan hoor hy, Eddie gaan 'n profet word. Hy sê alles aan sy vermoë doen, dat jy nie 'n profet word. Nou Satan alles aan sy vermoë gedoen, om daai bloedlyn te beskadig, en in te meng by daai saad. 470 jaar wat hy die saad wou verwoes. 470 jaar wat Satan 'n landmynveld vir die Jode kom plant in Kanaan. En hy het vir hulle gewag. Abraham, Isak en Jakob se stories. Jakob word Israel genoem, nadat hy met God stoei. Hy kry 12 seuns, 10 probeer, 1 doodmaak. Josef oorleef in Egipte, die res van die saad gaan ook na Egipte. Farao probeer die saad vernietig deur die seuns te vermoor. God rig Moses op om sy volk uit Egipte te lei. Joshua neem die volk oor na Kanaan. Die Israeliete moes veg vir elke tree. God gee bevel aan Joshua om almal dood te maak wat asemhaal. Gaan lees dit daar. Hoekom? Om die saad suiwer te hou. Die reëse was terug. Verstaan jy die Bybelstorie nou so bietjie beter? Ons was perfek gemaak. God het ons aangestel oor sy skepping. Ons moes heers. Ons breek dit. Maar God sê, ek gaan 'n plan maak. Satan sê, ek weet nie wat sy die plan nie, maar een ding wat ek gaan doen is, ek gaan die saad vernietig. Want God kan nie teen sy woord gaan nie. So hy gaan 'n mens moet stuur. Hy kan nie as God afkom aard nie, want dit gaan teen sy woord. Die wet daar om die saad te beskerm, Galasiërs 3:15, baie mense raak kwaad vir my oor hierdie. Moses kry 'n wet, hy gebruik 'n volkie, die Jode, en hy bring 'n wet. Voor dit was daar niks wet nie, en Abraham het met sy niggie getrou. Daar was nie wet nie, al hierdie goed. Ek sê vir altyd vir mense, nou, hoekom was die wet daar? Sodat daar ten minste een maagd kan oorbly, dat hy gebore kan word uit 'n maagd uit. Sê jy nou nog die ander vir my, vat vrouens nie offense oor dit nie, ons moet ophou offense vat en dan die waarheid kyk. Ek kan jou nie Carletonville se strate invat en saam met my te gaan bedien. Jy gaan op weird goed afkom, hoor. Mense doen weird goed. So as jy geoffend word deur dit, is jy dalk nie geroep vir disipelskap nie, want ek meen, jy gaan rowwe goed sien.
Jy gaan geknakte riete en uitgebliste rooklampies sien, wat jy nie kan dink nie. En ons is daar om hulle te help. Ons moet die mense help. En hou op om easily offended te raak. Galasiërs 3:15, gelukkig bewys die woord dit vir my wat ek nou net sê. Staan daar, broeders, ek spreek menslikerwys. Ek praat nou plat Afrikaans, sê. Of plat Hebreeus. Selfs 'n mens se testament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daaraan toe nie. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof het op baie sien nie, maar op een. En aan jou saad, dit is Christus. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte nie te maak nie. Want as erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer as uit die belofte nie, maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge teen al die sondes wat op die aarde geheers het. Hy gaan nie weer 'n vloed kan stuur nie. Hy het beloof met 'n reënboog, hy gaan nie weer alles uitwis nie. Dis hoekom daar 'n reënboog was. Totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom, en dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. Hy moes die wet daar bring, hy vat 'n volkie, die Jode, dis hoekom ons vir die Jode moet bid en hulle bless en seën, al is hulle nie die gunsteling chappies op hierdie aarde nie. Ons moet vir hulle dankie sê, dat hulle die punishment gevat het, sodat die Messias uit hulle gebore kan word. En hulle kon nie die wet onderhou nie. En dan is hulle hier, dan is hulle daar, dan moet God hulle hier straf, en hy moet hulle daar straf, en hy moet hulle daar in ballingskap invat, en dit, hierdie ouens traai, maar hulle kry dit nie reg nie. Yes, en is wette, reëls en regulasies. 10 gebooie en 667 ander wette. Moenie koffie drink saam met melk in die kombuis, hier is klomp wette. Nee, die arme ouens, en hulle het meesters geraak van die wet. Kyk, die mens is goed met 'n wet, hoor. Veral as jy dit nie so lekker reg kry nie, maar ander moet dit reg kry. Dan is ons goed met dit. Alright, die Israeliete, Genesis 49 vers 8 word 'n belofte gemaak. Judah, thou art he whom thy brethren shall praise, thy hand shall be in the neck of thine enemies, thy father's children shall bow down before thee. Judah is a lion's whelp, from the prey, my son, thou art gone up. He stooped down, he couched as a lion, and up as an old lion. Who shall rouse him? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come. Shiloh is 'n ancient Hebreëse woord vir Christus Jesus. Shiloh, when I was young. Neil Diamond, 'n Jood, né? Hy het daai liedjie geskryf. Nou Shiloh is Jesus. 2 Samuel 7 beloof hy God se belofte aan Dawid dat uit sy saad die Messias sal kom en 'n ewige koninkryk sal vestig. God moet 'n volkie vat om die saad te beskerm wanneer die enemy kom. En kyk hoe het die saad aangeval. Dawid kon nie die wet onderhou nie. Een middag, Saterdagmiddag, staan hy op die tempel se dak. En die Bybel sê, terwyl konings moes gaan fight, lê hy Netflix kyk. Te veel chips geëet, sweets. En hy stap op die dak en hy kyk, en daar is Stortseba of Batseba, sy bad. Sy het nie gestort nie. En hy vat 'n ander ou se vrou, een van sy vriende se vrouens, een van sy top soldate se vrouens. En hy maak haar swanger, en om met 'n geheim te hou, stuur hy die ou in die voorste linies in, hy is doodgemaak. En haar saad word vernietig, die eerste babietjie is dood. Die tweede babietjie is Salomo, maar hy het daai defiled saad gehad, van nie 'n vrou alleen los, en toe vat hy vir hom 700, 800 vrouens. Toe moes God daai saad deflect, uit Dawid uit Boetie Nathan. En jy kan gaan lees, ons gaan dit nou volgende kwartaal doen met die Matteus, gaan ek die wonderlike voorlig om die bloedlyne te doen. Matteus se bloedlyn van Genesis tot by Jesus is, tot by Dawid is dit nog dieselfde, daar split hy na Salomo toe, maar Matteus is die bloedlyn van Josef, Jesus is nie gebore uit Josef nie. En as jy Lukas toe gaan, dan gaan hy tot by Dawid, dan split hy
na Nathan toe, en die maagd Maria is uit die bloedlyn van Dawid Nathan gebore. Hoe awesome is dit nie? Sien julle hoe val die vyand die saad aan? Hy weet, een van Dawid se seuns, want as 'n belofte aan Dawid gemaak, die vyand hoor, maar God het 'n ander plan. Vat hierdie ou vir 'n paar honderd vrouens, net omdat pappa in die middag moes gaan fight. En God sê vir hom, ek het vir jou soveel vrouens gegee, hy het meer as een gehad, hoor. Dis nie 'n romantiese verhaal wat hy saam met Saul se dogter, hy het vir hom nog 'n paar cherries gevat. Hoe moes hy dogter gevoel het? Vrouens is so jaloers. Imagine daai gefight in daai castle. Hè? Yes! Hè? Nou man, ek net dit verwil. Nee, ou Dawid moes hare op sy tande gehad het. Nee? Yesie. Daar sê, toe oorleef die saad tot by Maria, die Nuwe Testament en redding, altyd 2 vrae en ek gaan daarmee klaarmaak. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Ek kan vir Lisa hulle vra het saam met bedien, ek vra het altyd vir mense, wat beteken die koninkryk? Kom ons kyk gou hierso. Jesus kom doen 3 goed. As ek vir mense vra, wat het Jesus op aarde kom doen? Dan kry ek altyd die sonnaskool antwoord, om vir ons sondaars dood te gaan, baie belangrik, dis stap 4. Maar hy het net 3 goed kom doen op aarde. God self, Jesus is God, hy is gebore uit die saad wat beskerm is, die saad van Adam af, Abraham toe, Isak, Jakob wat Israel is, en hy is uit die stamme uitgebore. Juda, Dawid se lyn. En hier word hy gebore uit die maagd Maria. Hy bid vir siek mense, hy jaag demone uit, en hy verkondig die evangelie van die koninkryk. Dis al wat hy doen. Koninkryk, Basileia, Grieks, rule or reign dominion, heerskappy, autoriteit. Hy sê die koninkryk het naby gekom, Matteus 3:2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ekskuus, ek weet nie hoekom hy ding nou so uit nie. Matteus 4:17, Jesus sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die heerskappy wat julle weggegooi het in die tuin van Eden, kom bring ek vir julle terug. Ek kom bring dit vir julle terug, dis hoekom ek aarde toe kom. En ek gaan dit vir julle demonstreer, deur vir siek mense te bid en demone uit te jaag. Nou volgende week gaan ons 'n bietjie praat, nou waar kom demone nou vandaan? Net 1/3 van die engele het geval. 'n gevalle engel is nie 'n demoon nie. Hulle reken, daar's 'n paar teorieë, maar die een waarvan ek die meeste hou, is dat in die vloed, toe die Nephilim verdrink is, want hulle was gemengde goed. Wat noem mense dit? Kinders speel nou, gebruik hy naam baie, maar ek kan nou nie, maar in elk geval, hulle siele kon toe nie doodgaan nie. Hulle liggame doodgaan, maar hulle siele is op aarde, en 'n demoon vlieg nie, 'n demoon loop, gaan vir die skrifte wys, want die Bybel sê, as hy uit jou uitgaan, dan loop hy, deur droë waterlose plekke. Hy vlieg nie. So engele, gevalle engele, hulle kan ook in mense ingaan, want die Satan het in Judas ingevaar, maar gevalle engele is gewoonlik oor areas, dorpe, sulke tipe goed, waar demone, die goed wat versmoor is met water, hulle soek liggame wat hulle kan gebruik, om hulle self te bevredig, of het nou met alkohol is, 'n verslawing, of het nou met seksuele goed is, dis wat hulle doen. Alright, good, maar God sê, ek het gekom, om julle heerskappy terug te gee, en ek demonstreer dit vir julle, ek gaan vir julle wys hoe jaag ons demone uit en bid vir siek mense, want julle was nog nooit gemaak om siek te wees nie, julle was nog nooit gemaak om deur demone beheer te word nie. Julle was gemaak om te heers. Dis nou al 2000 jaar vandat hy dit gesê het, en sad to say, die kerk heers nie eintlik nie. Die dominee of die pastoor moet vir ons heers. Nee, soos Lisa vanaand gesê het, kry jou eie olie. 10 maagde. Ja, maar jy kan 'n bietjie leen, kom. Nee, kry jou eie olie. Kry jou olie, maak jou lamp vol. Nikodemus, Johannes 3:4-5, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie binne gaan nie, en verlang het ons gesê, ja kyk, as jy nie weergebore word nie, gaan jy hel toe, sien jy? Maar dis nie wat koninkryk beteken nie. Verseker moet jy weergebore word, om 'n verhouding met Jesus te kan hê, want hy is 'n gees, en jou gees moet wakker word.
Matteus 4:23 en 24. Jesus het die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal genees en wat van duiwels besete was en hulle gesond gemaak. Lukas 4:43. Ek moet die evangelie van die koninkryk van God bring. Hoor wat sê Jesus? Want daarvoor is ek gestuur. Luister daar. Hoekom is Jesus gestuur aarde toe? Om die evangelie van die heerskappy, die autoriteit, die basileia, die koninkryk vir ons terug te bring. Wat ek en jy weggegooi het in die tuin van Eden. Hy moes dit doen, niemand anders kon dit doen nie. Baie mense sê, maar God, hoekom het jy nie alles oorbegin nie? Hoekom het God dit nie gedoen nie? Hy kan nie teen sy woord gaan nie. Hy het gesê, die mens moet eers. Toe moes hy kom soos 'n mens. Lou Herbe verduidelik die beste. Hy sê, hy staan eendag in 'n land, en hy sien, hier is die oulikste muurshoop. En hy sê, hierdie mure werk. Maar hy vang so die hoek van sy oog af, 'n stroop of 'n, wat noem mens hierdie goed, wat ploeg, met sulke skare, ploeskare wat kom. Hy gaan die grond nou 'n bietjie die mekaar maak hierso. En hy wil hierdie mure waarsku, want hy is op sy ploeg op pad. En hy skree op daai mure, en die ouens kyk nie eens om nie. Hy sê, hy gaan kry van 'n PA system in Johannesburg, en hy skree met daai PA system af, en daai muurshoop, daai ouetjies kyk, hy sê, waar? Hulle kan hom nie hoor nie. Toe sê hy, toe besef hy gaan ook 'n muurtjie moet word. Hy word toe 'n muurtjie, 'n klein baba muurtjie, kry verkoue, als, gaan saam met hulle skool toe, al daai goed. Gelukkig 'n muur word groot in 'n paar weke, dit is al nie te lank nie. En toe hy nou 'n muur was van die ouderdom wat ander mure na hom sal luister, toe sê hy vir die ander mure, hoorie, as gevolg van die volgende paar feite is daar 'n ploeg op pad met sulke skare, ons moet evacuate hierso. En dis wat God gedoen het. Die mens wou nie luister nie, hy stuur sy profete. Hy stuur blitse en donders op 'n berg, hulle wil nie vir hom luister nie. Moses, praat jy met hom? Hulle stuur profete, hulle word doodgemaak. Niemand wil vir hom luister nie, dit werk nie. Hy moes self afkom aarde toe. Hy moes 'n babietjie Jesus word, in 'n krippie gebore. Groot word as 'n ander kinders, gespot deur sy boeties, sy sissies. Niemand sou kom, is die weird enetjie. Saam met sy pa moes hy houtwerk doen. Totdat hy op die ouderdom van 30 is, goeie ouderdom in die Joodse tradisie, om 'n rabbi te wees. En hy sê, luister hier, as gevolg van dit wat gebeur het, is ek gestuur, om julle te waarsku, dat die ewige oordeel is op pad. Julle het julle autoriteit weggegooi, julle het die koninkryk weggegooi, maar ek is hier om het vir julle terug te bring. Ek is 3 jaar hierso, ek gaan vir julle demonstreer, volg my as voorbeeld, ek gaan weg, is beter vir julle dat ek weggaan, want dan stuur ek die ander een van die 3. En julle soek hom, sy naam is Heilige Gees, en hy is die Gees wat oor die waters gesweef het, wat alles gecreate het in existence in, en hy selfde Gees gaan binne in jou bly, as jy weergebore word. Is dit nie awesome story nie? Dit is 'n awesome story, want daarvoor is ek gestuur. 1 Johannes 3:8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Maar ek dog as jy met koninkryk, ja, ons het die koninkryk nodig, om die werke van die duiwel te verbreek, want sonder die heerskappy wat van God afkom, kan jy nie die werke van die duiwel verbreek nie. Dat is nie 'n manier nie. Matteus 6 vers 9-13, ons bid dit, laat u koninkryk kom, en verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk. Jy kan slegs verlos word van die bose, as jy in hierdie koninkryk realm begin beweeg, en begin operuit. Anders kan jy daai ding bid, dat het by jou ore uitloop. Ek het al hierdie gebid, dit is weer, en steel hulle weer my bakkie op die myn. Hallo. Bid hierdie goed, en dan word my kinders so siek, dat hulle kan leef nie. Weet nie, van die maand my finansies gaan uitkom nie. Dis nie wat beteken nie. Laat u koninkryk kom in my lewe, want in u behoort die koninkryk. Ek submit my aan God, en ek begin koninkryk lewe. Ek begin dit praat, ek begin dit dink. Ons begin heers.
Klaar met die pity party. Sê, Here, ek onderwerp my aan U, leer my, wys my. Hy sê, oké, klim uit die boot uit. Was nou lekker cozy in die boot. Dominee het hom aan die gang gehou vir jou. Maar nou gaan jy uitklim. Jy gaan dit nou doen. I'm calling you out to the waters. Ons sing hy liedjie van Hillsong. Out toward the water. Het jy al op die water probeer loop? Ons sing hy liedjie. Call me out to the waters. Sê, dit bietjie wild hier so buite. Nee? Hou net my hand vas. Dis hoekom ons hier is. Ons hou mekaar se hande vas. Ons help mekaar. Ons help. Dit is taaf om mee te gaan. Ons vra my baie keer, onder wie se covering is jy? Jesus in? Is jy nie onder Jesus in? Hoe awesome is dit? Die dag toe ek nou uit my ou kerk uitgaan, my tradisionele kerk, die vrou dominee vir my, nou wie gaan jou begrawe? Ek sê, weet jy? Hoe gives that up? Want toe ek onder die sambreel was ek okay. Ek het my afbouwpolisie en die doom gaan my begrawe, is al okay. Ek sê, nee. Mattheus 10 vers 7 en 8, opdrag aan sy disciples, gaan preek. Wat? Vissermanne, gaan preek. Wat moet hulle preek? Die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, reinig die malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, verniet kry jy dit. Verniet moet jy het gee. Lukas 9:2, hy het die disciples uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig. Die hemel, hoor jy hulle, gee hulle hartjies vir Jesus, dan gaan ons allemaal hemel toe. Dis nie wat hulle gedoen het, ne? Hy sê, hey, ons het die heerskappy gekry, kom check uit, ons kan demone uitjaag, hulle luister vir ons. Ons bid vir siekes, dan word hulle gesond. Mattheus 24:14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan al die nasies tot 'n getuienis, en dan sal die einde kom. Weet jy wat wys die Here vandag vir my? Awesome revelation vir 'n boerseentjie. Ek sit daar by die polisiekantore, hulle het ons geroep vir 'n meeting 8:30, hy meeting het begin van 8:30, en die laaste ouens het 5 minute voor die meeting klaar eers aangekom van hulle. Erg tradisioneel, sê ons altyd, né? Raai wat sê die Here vir my toe ek daar sit in die chaos van hy deur gaan heeltyd oop, en ek sê net, wat, iemand nie 'n bollokkie Q20, dat ons net daai gekiekie kan toemaak nie, en daar is nie genoeg stoele nie, en die ouens kom heeltyd hier verby, en die polisman is nie meer so maar, as toe ek 'n polisman, in elk geval, maar nou, ons kom hier verby, en ons sit daar, en is chaos, maar raai wat sê die Here vir my terwyl ek daar sit, sê Jace, toe julle boere hier in Afrika aangekom het, paar 100 jaar terug, kon ek niks met julle doen met daai houdinkie van julle nie, kon niks met julle doen nie. Julle is nou min of meer op dieselfde level, nou kan ek met julle werk. Jy sien, ons het altyd neergekyk op mense. En nou gaan ons moet vinger trek nou. En nou nooi die mense ons uit om die woord te gee. Voor dit, afgedwing op mense, mense geskiet tot hulle luister, geslaan tot hulle luister, dis nie die evangelie nie. God het hy image. Sê my, ek bedoel nie recht sê, breebors sekelstert. Pa se seun is niks werd. En hy hou denkie, 'n boer maak 'n plan. Is dit? Kyk wat ons planne ons gekry. Nee? Soveel besig met soveel goed. Lukas 12:32. Vader se welbehae om aan julle die koninkryk te gee. Dis die Vader se welbehae om aan ons die koninkryk te gee, sê Jesus. Is dit nie mooi nie? Lukas 17:20-21. Koninkryk van God is binne in julle. En omdat party mense glo koninkryk beteken hemel, is daar die ouens soos die Jehovah's wat glo die hemel is binne in jou. Die hemel is binne in jou. Omdat hulle nie weet die woordjie koninkryk beteken heerskappy nie. Die koninkryk, die heerskappy is binne in jou, nie die hemel nie. As die hemel binne in jou was, dan wil ek die hemel toe nie. My vrou sal sê, ek hoor nou David Pawson sê, sy vrou glo redelik alles in die Bybel, maar een ding kan sy nie glo nie. Dat 'n man beter word. Want dit lyk nie so nie. Nee?
Sy sê, maar daai gaan ook nog in vervulling kom eendag. As ons dood is. Nee? Dan word ons heeltemal reg. Alright. Is die Satan oorwin by die kruis, gaan ons volgende week bietjie oor praat. Hoe kom ek en jy in die koninkryk, en hoe leef ek in oorwinning? Hoor het sê Dr. Miles Monroe, hy is nou oorlede 2016, hy het gesê, the goal of the kingdom is to restore man back to rulership. Ons is gemaak om te heers. Hier is 'n skrif wat ek nie ingesit het nie in Lukas 4, van die Satan vir God, vir Jesus, en hy probeer hom versoek, en een van die versoekings vat hom op 'n hoë plek, en hy sê vir God, sien jy al hierdie kingdoms, die wêreld in sy pragt en praal, sien jy dit? Kom aan bid my, dan gee ek vir jou die, want is vir my gegee, en ek kan dit gee vir wie ek wil. Hy het dit gekry in die tuin van Eden, het die mens sy autoriteit, sy heerskappy geabdikeer, en vir die Satan gegee. Maar God sê vir hom, voetsek, ek kan niemand aanbid behalwe God. En God kom restore kingdom, sodat ek en jy weer kan heers. Hy het nog nie die aarde kom vrykoop nie, julle wat nou weet ons openbaring aanbied. Hy gaan eers die aarde kom regmaak in openbaring. Maar in die mean, sweet by and by, het hy vir my en jou die autoriteit gegee om te heers. En as ons hierdie storie verstaan van die Bybel, en hoe alles gebeur het, dan moet ek en jy nou verstaan ons gevalle toestand, en wat het God vir ons kom doen, sodat ek en jy nou hierdie kingdom wat in ons is. Hey, ek het a power, ek het authority, ek kan heers, maar die koninkryk het reëls, en dis hoekom die Nuwe Testament daar is. Dis hoekom Tinus nou die saligsprekinge gedoen het, the beatitudes, wat ek so gesukkel het om uit te spreek, wat 'n ou vir my gesê het, man, al wat dit beteken is, be of this attitude. Be attitude. Dit moet jou attitude wees. Want in die koninkryk werk die koninkryk se reëls heeltemal anderste as die wêreld se reëls. Die wêreld se reëls sê, laat ek eerste wees, ek vertrap almal om bo te kom. Die koninkryk sê, wees jy die minste. Die koninkryk sê, vergewe jou vyande. As hulle jou klap op die wang, draai jou aan die wang. Nas nie 'n manier nie. Ek sal vir hom terugkry. Koning sê, nee. En dis hoekom ons nie bevryding kry nie, want ons leef nie volgens die reëls van die koninkryk nie. Die koninkryk kan nie teen sy reëls gaan nie. God kan nie teen sy woord gaan nie. As God sê, jy moet sagmoedig wees, nie sagmoedig wees. Ja, maar ons van Wyk is so gemaak. Ja, jy moet oor dit kom. Jy moet oor dit kom. So volgende week gaan ons bietjie daarna kyk, en ons gaan regtig bietjie na demone kyk en hoe demone werk. Amen. Ek gaan vir ons afsluit. Vader, baie dankie, ons loof en prys die naam vanaand. Dankie vir die voorreg om hierdie storie en hierdie verhaal te kan vertaal. Wat 'n mooi verhaal, die Bybel. Here, dis ons storie. Dis u storie. Dankie dat u dit vir ons geskryf het. Dankie vir Genesis tot Openbaring. Dankie vir die psalms om ons te bemoedig. Dankie vir die wyshede van Salomo. Dankie vir Jesus se wysheid. Dankie vir Paulus se bemoediging. Dankie vir Johannes wat vir ons sê, u kom terug. Vader, ons eer u nou. Dankie dat u afgekom het aarde toe, u koninkryk in die hemel gelos het, u paleis. U is die enigste God wat nog ooit bestaan het, wat 'n dienaar kom word het, wat voete kom was het, wat 'n wrede dood kom sterf het, sodat ons die toegang kan kry tot die koninkryk deur u Gees. Vader, ons eer u naam, en ons loof u naam, en ek bid dat u die naprediker sal wees van hierdie woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen, is so 'n bietjie langer gewees, maar volgende week, beloof ek, het sal nie so lank wees nie. Volgende week gaan ons actually leer hoe om selfbevryding te doen. As ons onsself kan bevry, dan kan ons ander mense help om bevry te word. Awesome, dankie.
Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. Ruach